In Suid-Afrika, histories, werk boere, ken ons maar die tradisionele fosfaat bemesting in die vorm van 'n SSP, TSP wat 'n dubbelsoepers is en MAP wat nou tans die grootste verbruiker of aanwending is van fosfaat in Suid-Afrika in ons mengsels. Maar wat ons ook moet onthou dat Suid-Afrika is baie bevoordeel dat Suid-Afrika het reserves van sedimentêre rotsfosfaat. Baie van daai sedimentêre gesteente is in die vorm van 'n langfos wat 'n tradisionele produk is wat ons ken in Suid-Afrika vir baie jare al ken. En nie ver daarvan in die Weskus het Crops het hulle 'n sagte rotsfosfaat wat ook 'n sedimentêre gesteente is. Maar daar's 'n duidelike verskil tussen hierdie gesteente. So jou tipiese MAP produk wat ons van fosfor af kry, kom van 'n igneous rock af wat in Phalaborwa gemyn word. Dis 'n baie harde rots en hy kort maar baie harde en aggressiewe meelwerk om fyn te kry en dan om die fosfaat dan te kan ontsluit, moet hy met suur gereageer word. Daarteenoor het ons sagte rotsfosfaat soos in die vorm van Crops, Elandsfontein wat in die Langebaan omgewing is. Dis 'n sagte rots. Wat beteken sagte rots? Dis eenvoudig dat as gevolg van die gesteentes wat oor baie jare van tyd en daai gesteente word maar gevorm deur seediere. En dan die rede hoekom hy sag is omdat dit maar hoofsaaklik gewervelde diere was in 'n lang tyd terug. En dit maak jou P baie meer oplosbaar. So as jy kyk na 'n sagte rots soos wat Elandsfontein beskikbaar stel, het jy min of meer 'n komponent wateroplosbaar, 10 tot 15% wateroplosbare fosfaat beskikbaar, en dan sit jy met 'n sterk en 'n goeie sitroensuuroplosbare gedeelte wat tussen 35 tot 45% van die produk is. Wat beteken dat die fosfaat is beskikbaar in die eerste jaar met 'n eerste ekstraksie van sitroensuuroplosbaarheid. Dit maak dit 'n heeltemal 'n ander tipe produk is wat ons tradisioneel dink aan 'n rotsfosfaat, wat almal sê rotsfosfaat is onoplosbaar. Dis waar, maar dis ook onwaar. Sekere gesteentes soos 'n igneous rock, ja, is nie oplosbaar nie, maar 'n sagte rotsfosfaat is wel oplosbaar. En ou moet gaan regtig verstaan hoe dit in jou produk hoe daai produk binne jou praktyk inpas. As jy gaan kyk na, ons staan nou hierso by 'n proef by Nampo Kaap en ons kyk na hierdie koringproef en die waarde wat rotsfosfaat in so koringproef het, is astronomies want rotsfosfaat het die vermoë om jou grond te buffer. So natuurlik gebruik jy altyd 'n bietjie MAP in jou mengsels ook in, maar rotsfosfaat is eintlik maar die onderbou van fosfaat wat in hierdie gronde ingebou word oor 'n periode van tyd en konstant, sodat ons 'n gedeelte beskikbaarheid elke jaar het wat oor 'n langer termyn konstant beskikbaar is. Dis die voordeel van 'n sagte rotsfosfaat.